Wat is Vryheidsfront se benadering tot die beskerming van minderheidsgemeenskappe se regte binne in hierdie multikulturele Suid-Afrika? Dit is die bestaansrede vir die Vryheidsfront. Die Vryheidsfront, as hy dit nie gesê het nie en as dit nie sy standpunt was nie, het hy nie nodig gehad om te bestaan nie. Suid-Afrika is 'n multinasjonale staat. Jy kan 'n multinasjonale staat op verskillende maniere hanteer en dit gaan oor waar tussen twee uiterstes plaas jy die skuiwertjie. Die heel uiterste kant na die een kant toe is om te sê jy ontken verskille. Jy sê eenvoudig hierdie is 'n nasionale staat. Hier's net individue in hierdie staat. En kulturele lidmaatskap van kultuurgroep of so is onbelangrik. Dis iets vir by die huis. Dis nie iets vir die openbare sfeer nie. Terwyl die ander end van die spektrum sê eintlik, weet jy, jou kulturele identiteit is so belangrik, eintlik behoort ons omtrent af te stig in verskillende state. Nou goed, dit is wat die poging was in die vorige bedeling met die beleid van afsonderlike ontwikkeling. Eintlik 'n standpunt gewees dat dit gaan baie goed werk as elke kultuurgroep afskei in sy eie staat, en dit is waarteen nou baie sterk weerstand gekom het. Nou het die skuiwer heeltemal na die ander kant toe gegaan, of die pendulum het totaal na die ander kant toe geswaai, en die Vryheidsfront bly daar so saam met een of twee ander partye wat redelik kultureel ingestel is, om te sê nee, eintlik net een ander party is, maar net die IFP, wat ook so ingestel is, om te sê nee, kulturele identiteit is belangrik, dit het politieke erkenning nodig, en 'n mens moet daai vlaggie in die parlement en in elke wetgewende vergadering, munisipale, provinsiale en nasionale vlak, moet ons daai vlaggie dra.